Hartlike goeiemôre, dit is Woensdagoggend, wat se dag is hierdie? Dis petroldag. My boetie en sussie maak seker jy kry jou petrol. Ek sê dit elke week. Nêrens in God se woord staan daar enigiets van 'n krywe nie. Ons gaan mekaar afban nie. Die Here het gesê, volg my. En dis wat ek en jy moet doen. So skakel in by 'n selmeeting, by 'n biduur, by 'n bidgroep en kry jou petrol. Jy kan nie op fumes rondry nie. Amen. Nou ja, as ek gesê dit, my naam is Dani Gerber en vir my weer 'n eer en 'n voorreg om saam met te kan kuier rondom God se woord. En vandag gaan ons so 'n bietjie gesels oor die gelykenis van die saaiër. Weet die Here het baie kere met die mense gepraat met gelykenisse en baie keer wanneer ons so iets lees, dan verstaan ons self nie eers die gelykenis nie. So kom ons gaan vandag bietjie hierdie gedeelte lees en dit is daar in Matteus 13. En hy sê hierso vir ons vanaf verse 1: En op daardie dag het Jesus uit die huis uitgegaan en by die see gaan sit, en groot menigtes het by hom vergader, sodat hy in 'n skei geklim en gaan sit het. En die hele skare het op die strand gestaan, en hy het baie dinge deur gelykenisse tot hulle gespreek. 'n Saaiër het uitgegaan om te saai. Nou ek gaan dit nou so hier 'n bietjie lees, dan gaan ek so 'n bietjie spring, so laat ons die gelykenis kan kry. Hy sê in verse 4: En terwyl hy saai, val 'n deel langs die pad en die voëls het gekom en dit opgeëet. Maar die gelykenis daarvan is in vers 19. Hy sê, as iemand die woord van die koninkryk hoor en nie verstaan nie, kom die bose en roof wat in die hart gesaai is, en dit is hy by wie langs die pad gesaai is. So dis belangrik wanneer jy die skrif lees en jy verstaan dit nie, gaan kry nog 'n ander Bybel, gaan kry nog 'n betekenis, sodat jy kan verstaan wat jy lees. Moenie net lees en dan, nee, ek het dit nie verstaan nie, en dan gaan jy maar net aan met jou gewone dagtaak nie. Dit is belangrik om dit te gaan ondersoek. En dan vers 5 sê, en 'n ander deel het op 'n rotsagtige plek geval, waar daar nie baie grond was nie, en dadelik het dit opgekom, omdat daar geen diepte van die grond was nie, maar toe die son opgaan, is dit verskroei, en omdat dit geen wortel gehad het nie, het dit verdroog. Nou gaan kyk ons na die gelykenis, is in vers 20. En by wie op die rotsagtige plekke gesaai, dit is hy wat die woord hoor en dit dadelik met blydskap aanneem, maar hy het geen wortel in hom nie. Hy het net vir 'n tyd, en as daar verdrukking en vervolging kom terwille van die woord, struikel hy dadelik. En hoe baie sien ons dit nie raak nie, waar mense vuur en vlam vir die Here is. Ek het my hart vir Jesus gegee, en sodra dit bietjie struikeling kom, dan val hulle terug, en dan kom hulle nie eens meer kerk toe nie. En dan verse 7, en 'n ander deel het in die dorings geval, en die dorings het opgekom en dit verstik. En ons gaan kyk na die gelykenis in verse 22, en by wie in die dorings gesaai is, dit is hy wat die woord hoor, maar die sorg van hierdie wêreld en die verleiding van die rykdom verstik die woord, en hy word onvrugbaar. Met ander woorde, ek het die Here getraai, ek het hierdie gedeelte probeer, dit het my beter gegaan toe ek nie die Here gedien het nie, en het die dinge gelos van die Here en teruggegaan na sy ou weet toe, en dit is daai gedeelte. En dan verse 8, en 'n ander deel het in goeie grond geval, vrug opgelewer, die een 100, die ander 60 en die ander 30voudig. Wie oor het om te hoor, laat hom hoor. En dit is in vers 23. En by wie op die goeie grond gesaai, dit is hy wat die woord hoor en verstaan, wat dit ook vrug dra en oplewer, die ene 100, die ander 60 en die ander 30voudig. So dit is baie belangrik, dat wanneer ons God se woord lees, dat ons sal verstaan, want baie kere is dit gelykenisse, hoe Jesus dit vir ons gegee het. Verstaan ons die skrif? As ons dit nie verstaan nie, dan kry nog 'n ander vertaling, sodat dit vir jou kan oopgebreek word. Ek gebruik baie keer die boodskap Bybel, want hy breek hom net so oop, en dan sê, okay, dit is wat dit beteken, en dis kom dit belangrik is. Moenie net lees nie, hierdie is nie net 'n storieboekie, hierdie is jou in my lewe. Dit is wat ons gaan kry, en dit is wat ons voed, en dit is wat ons gaan oordeel ook die dag. Ons kan nie omdraai en sê, maar ons het nie geweet nie. Amen. So moenie laat hierdie wat gesaai word, op onvrugbare grond gesaai sal word nie, maar dit sal vrug dra, sal groei, en ons dit kan uitdra vir ander mense ook. Amen.
Kom ons bid saam. Halleluja, Abba Vader, Here, baie dankie vir die woord. Weereens, Here, dankie vir die leiding, vir u Heilige Gees wat ons hierin lei. Ons bid en vra, Here, dat u met elkeen sal wees, wanneer ons u skrif lees, wanneer ons u woord hoor, Here, dat u vir ons dit sal oopbreek, sodat ons sal verstaan wat ons lees, en sal doen wat u van ons verwag. En ons eer u daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. My liewe boetie en sussie in Christus, gaan uit op hierdie Woensdag. Onthou, gaan kry jou petrol, nie? Jy kan nie op fuel ry nie. Julle moet 'n geseënde Woensdag hê. God bless.